Moenie twyfel nie, is vandag se gedagte. Ons het 'n eienaardige ervaring gehad om vir die eerste maal in ons lewe 'n aardbewing rondom middagete te beleef. En toe ons gaan kyk daarna, is dit 6.2 op die Richterskaal in Istanbul waar ons nou was. En onmiddellik het die trein waarmee ons die metrorail het gaan staan en saam met dit het mense buitentoe beweeg, selfs die personeel van restaurante, van winkels, mekaar probeer beskerm en alles, maar niemand het geweet hoe groot die geleentheid gaan wees nie. En die volgende oomblik toe die goed weer aankom, toe sien jy net almal gryp na hulle selfone en begin kontak maak met iets of iemand om uit te vind. En dit is 'n baie wye aardbewing en niemand van ons groep het gelukkig seer gekry of sover ons kan agterkom ander mense wat seer gekry het. Maar dit het mens weet nie wie mag laat besef van 'n natuurervaring, 'n natuurwet wat gebeur. Want dit was weird om te voel hoe die aarde onder jou beweeg en jy nie kan agterkom waarom en hoekom nie en jy besef dit moet 'n aardbewing wees. Het is baie interessant dat God ook natuurwette partykeer as dit ware opskont om vir mense iets te gee. Ons onthou van Moses met die brandende bos. Ek bedoel, hoe begin 'n bosbrand wat nie uitbrand nie? Ons lees van die wyse manne wat 'n ster volg, wat gaan staan bokant waar Jesus se teenwoordigheid as menskind op aarde, goddelike menskind op aarde gebore is. Ons lees die hele kwessie van Josua wat die son laat stil staan. So natuur en natuurmagte en kragte het nog altyd 'n rol in lewens gespeel. En vir baie van die goed kan logiese verklaringe gegee word, vir ander nie. Die goeie ding is die tydstip waarop God goed laat gebeur. En dis tydstip geleenthede waarin mense God se teenwoordigheid opnuut of vir die eerste keer ervaar. Die belangrike is, mense vra baie keer vir 'n teken. Ons weet nie altyd of ons die tekens reg lees nie. Die uitkoms sien ons op 'n manier, maar op 'n manier gesels God met jou deur jou gelowige hantering van daardie teken of belewenis as deel van God se ervaring en hantering van jou en jou toekomsplan. In Jakobus 1:6 lees ons: 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. As jy mislukking ervaar, is dit noodwendig dat die mislukking 'n mislukking is nie. Dis net nog 'n tree, 'n rigting, 'n sypaadjie om jou by die eintlike pad en rigting te bring waar God jou uiteindelik wil hê. En wonderwerke en wondertekens vir die wat bid daarvoor is tekens wat God vir ons gee om ons te help op ons pad. Vandag was die ervaring van die aardbewing vir my 'n ervaring van genade. Die feit dat ek kon staan en beleef dat ek kan leef al sidder die aarde onder ons. Vertrou vir God, want jy moenie twyfel nie, sê die Bybel. Leef gaan spreek.